Lig op lig, Maluti FM 97.1. Vandag 'n bietjie aandag aan die dag wat ons vandag herdenk, naamlik die uitstorting van die Heilige Gees. As ons hierdie tema hoor, dan kan ons eintlik nie anders as om Handelinge 2 te lees nie. Ja, ons kan ook Joël hoofstuk 2 vers 28 en 32, of selfs Psalm 16 vers 18, 8 tot 11 lees, oor hoe die Ou Testament oor die Heilige Gees en die Gees van God praat. Vandag net 'n paar verse uit Handelinge hoofstuk 2 oor die tema toe die wind begin waai, soos ek het vandag wil bespreek. Handelinge 2 vers 1 tot 4, die uitstorting van die Heilige Gees. Die dag van die Pinksterfees het aangebreek en almal was op een plek bymekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Liewe luisteraars, vandag vier die wêreld Pinkster, wêreldwyd. Dis die dag waarop God sy Gees vir ons gegee het, uitgestort, soos ons sê, want dit is in oorvloed gegee. Die disippels was by mekaar wagtend, bidend, en toe gebeur het. Geluid soos van 'n geweldige stormwind, nie 'n sagte briesie nie, maar die geluid van God wat beweeg, en iets soos tonge van vuur op gewone mense, nie op profete nie, nie op priesters nie, maar op almal wat daar was. Pinkster beteken, God bly nie ver nie. Hy kom woon by sy mense. Nee, hy kom woon in sy mense. Luisteraar, die Gees van God bring lewe waar daar moegheid is. Hy bring moed waar daar vrees is. Hy bring hoop waar mense moed verloor het. En dalk is dit waarom die Gees van God soos 'n wind beskryf word. Want jy kan hom nie vasvang nie. Maar jy kan sien wat dit verander. Mag die wind van God vandag weer waai, vir jou waai, deur jou hart, deur almal se harte, deur huise, deur gemeentes. En mag die Gees van Christus weer lewe bring. Nuwe lewe, nuwe moed. Op die Pinksterdag, die tweede gedeelte wil ek noem, God praat elke taal van die hart. Kom ons lees Handelinge 2, vers 5 tot 11. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom, en omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas hulle toe, die mense wat daar praat is tog almal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal? Perse, Mediërs, Elamite, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea, Kappadosie, Pontus, die provinsie Asië, Frigië, Pamfilië, Egipte en die dele van Libië om Sirene, mense uit Rome, Jode sowel as heidene wat van die Joodse geloof aangeneem het, Kretensers en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Hulle was almal verbaas en uit veld geslaan. Party het mekaar gevra, wat kan dit tog beteken? En ons weet, party het gespot en gesê, hulle is dronk. God praat elke taal van elkeen se hart. Die taal van elkeen se hart. Een van die mooiste dinge van Pinkster is dat mense begin hoor het. Mense van verskillende lande, verskillende tale, verskillende agtergronde. Hulle het almal die groot dade van God gehoor, in hulle eie taal. En dis merkwaardig.
God wag nie eers dat mense soos ons moet word voordat hy met hulle praat nie. Hy ontmoet mense waar hulle is. Pinkster breek mure af. Mure van taal, kultuur, van vervreemding. Luisteraar, miskien voel jy soms ver van God af, of dalk voel jy niemand verstaan jou regtig nie. Maar Pinkster herinner ons, God weet hoe om jou hart te bereik. Hy praat deur sy woord, hy praat deur mense, deur stilte, deur genade. En dikwels in die taal wat jy die diepste verstaan. Jou eie taal. En wanneer God mens aanraak, begin hulle ook mekaar anders hoor. Met meer liefde, geduld, begrip. Mag Pinkster ons ore oopmaak vir God se stem. Natuurlik, vir mekaar. Die laaste gedeelte noem ek 'n vuur wat aanhou brand. Want Pinkster was nie net een dag nie. Dit was die begin van iets nuuts. Dit was die begin van 'n geesvervulde lewe. Vuur van Pinkster was nooit bedoel om net vir een oomblik te brand nie, maar om aan te hou brand in ons gewone mense se lewens. Daarom sien ons na Pinkster mense wat liefhet, mense wat deel, mense wat bid, mense wat met moed leef. Die Gees verander nie net aanbidding nie. Hy verander mense. Luisteraars, wat sou verander as God se Gees meer ruimte in jou lewe kry? Miskien jou woorde, jou reaksies, jou vrede. Of dalk jou moed om weer te hoop. Pinkster sê, God het nie klaar gewerk nie. Die Gees werk steeds, vandag nog. In kerke en huise en gewone harte. Mag die vuur van Pinkster nie net onthou word nie, maar geleef word. Mag die Gees van God jou vul met lewe. Jou vul met vrede en nuwe hoop. Mag Pinksterdag nie net 'n herdenkingsdag wees nie, mag dit 'n lewensmakende dag wees, vandag en elke dag vorentoe in jou lewe.